Goeiemôre broers en susters. Baie welkom opnuut op hierdie Sondag by ons aanlyn erediens. Ons weet dat daar waarskynlik al hierdie Sondag baie gemeentes is wat in kerkgeboue met 50 mense bymekaar kom. Ons gemeente het besluit dat ons nog nie heeltemal gereed is daarvoor nie. Ons het nog baie logistiek om in plek te sit en wil dan ook kyk uiteindelik na 'n lewendige uitsending. En totdat ons nie mooi seker is dat ons dit gaan regkry nie, gaan ons maar tot tyd en wyl aangaan met die dienste wat opgeneem word vooraf en dan wat uitgesaai word op Sondag. Maar ons sal julle op hoogte hou. En ons glo en vertrou dat die Here ons ook sal seën deur sy woord en gees hierdie oggend. Kom ons begin met ons erediens vanmôre en ons lees om ons aandag op God te vestig uit Psalm 63. Ons lees vers 2 tot 9. Ek soek U, o God, my God, ek dors na U. Ek smag na U soos in 'n dor en droë land, 'n land sonder water. Ek wil by U in die heiligdom wees, om daar U mag en grootheid ondervind. U troue liefde is meer werd as die lewe. Daarom sal ek U prys. Ek sal U my lewe lank loof, my hande opef om U naam te prys. Soos elke keer wanneer ek U goeie gawes geniet, sal ek U altyd roem met jubelende mond. As ek aan U dink op my bed oor die pyns in die nag, dan weet ek U is in my hulp en dan juig ek oor die beskerming onder die vleuels. Ek bly altyd naby U, U hand ondersteun my. Genade, vrede en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou ons loflied sing in Psalm 107, Psalm 107 vers 1, vers 2 en vers 4 en daarna bely ons saam ons geloof. God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvan dan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk.
die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Ons luister weer eens na God se eise uit Jesus se groot preek, wat bekend staan as die bergpreek, en ons lees uit Matteus 6 vers 19 tot vers 24. Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê. Maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees nie? Niemand kan vir twee baase tegelyk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoër, of vir die een meer oor hê en die ander een afskeep. Julle kan nie God en Mammon dien nie. In hierdie gedeelte van sy bergpreek kom Jesus daarby uit om te sê dat burgers van die koninkryk van die hemel eintlik 'n duidelike verskil moet hê met die burgers van die wêreldse koninkryk. En die groot verskil lê by waar jou skat is. Hy sê, waar jou skat is, sal jou hart ook wees. En dan, wie is jou baas? Vir wie werk jy? Hy sê jou skat moet natuurlik 'n hemelse skat wees, nie 'n aardse skat. Aardse skatte is tydelik en dit verdwyn. Ons het dit nou in die tyd van die coronavirus ook gesien. Mense se inkomste, hulle aardse skatte, baie vinnig deur een groot gebeurtenis aangetast word. En dis 'n wonderlike voorreg om in hierdie tyd 'n ware hemelse skat te hê, wat op die ou einde jou gesindheid, jou hele lewe bepaal. So ook sê hy, ons kan nie vir God as baas hê en tegelykertyd probeer om vir Mammon rykdom as 'n baas te hê nie. En dit bepaal eintlik ook in ons lewe, ons daaglikse arbeid. Ons moet vir onsself vra, waarvoor werk ons in wese? Werk ons tot die eer van God of werk ons vir selfverryking? En tussen hierdie twee beelde wat Jesus gebruik van die skat en die baas, sit hy daar 'n interessante uitspraak oor die oog, wat die lig is vir die liggaam. En as die oog donker is, dan word die hele liggaam verdonker. En daarmee sê Jesus eintlik vir ons dat daar waar ons skat is en die baas wat ons dien, eintlik ons hele lewensingesteldheid bepaal. Dit bepaal die manier waarop ons na die wêreld kyk. En as ons met die verkeerde manier na die wêreld kyk, met ander woorde ons oog word donker, dan verdonker dit ons hele lewe. Om op die verkeerde plek jou skat te hê en om die verkeerde baas te dien, maak die einde dat jou lewe 'n lewe van donker te wees of is, in plaas van 'n lewe te wees van lig wat jou eie lewe verlig, maar ook uitstraal en 'n lig vir die wêreld word. Ons gaan nou antwoord op hierdie eise van die Here voordat ons dan ook saam bid, en ons gaan dit doen deur saam te sing uit Psalm 62 en ons gaan daar sing vers 1 en vers 5. Psalm 62 vers 1 en vers 5 en daarna bid ons saam.
gaan ons sing uit lied 163. Ons gaan dit 2 keer sing. Dit is om ons gebed af te sluit, ons ook bevestig op die woordbediening en ons gaan nou dus saam bid. Almagtige Vader, ons dankie vir die kragtige werk van die woord wat nie beperking word deur enige iets wat met ons gebeur nie. Ons dankie dat die woord ook aan ons toe kan kom en dat ons kan verenig in die ware geloof rondom die woord ook in hierdie oggend. Ons hoop dat die woord in ons gebruik, die woord gebruik om ons hart en ons gedagtes, ons hele wese te fokus op die Seun Jesus Christus, sodat ons ook onder die leiding van die Heilige Gees ons hele lewe kan lewe tot sy eer. Amen. Skriflesing vanmôre is weer eens uit Johannes 4 en ons lees vers 5 tot vers 15. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 6:00 die aand. Waar kom toe 'n Samaritaanse vrou wat water haal en Jesus vra vir haar, gee my 'n bietjie water om te drink. Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe vra jy wat 'n Jood is vir my 'n Samaritaanse vrou water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het daar geantwoord, as jy geweet het wat God gee en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê vir hom, meneer, jy het nie eens 'n skepding nie en die put is diep, waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy is tog nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het en selfs saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie. Maar Jesus antwoord haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry, maar wie van die water gedrink het, wat ek hom sal gee, sal in al die ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees, met water wat opborrel, en vir hom die ewige lewe gee. Die vrou het hom gesê, meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry nie, en hier hoef te kom water haal nie. Ons lees tot sover. Geliefdes, ons het al verlede week gekyk na die goddelike afspraak, die afspraak wat deur God bestem is tussen Jesus en die Samaritaanse vrou by 'n put. Jesus en sy disippels was op reis van Judea af, waar Jerusalem is, waar hulle die Paasfees gevier het en ook gepreek het, en hulle is op pad terug na Galilea, waar hulle almal vandaan gekom het.
gaan deur die land van die Samaritane. Jesus gaan rus by 'n put en so begin hierdie gesprek. En hierdie gesprek begin dan met Jesus wat vir die vrou water vra om te drink en haar antwoord dan dat dit vreemd is dat Jesus vir haar vra omdat Samaritane en Jode nie met mekaar meng nie. En dan antwoord Jesus haar met hierdie woorde wat ons kry in vers 10. As jy geweet het wat God gee en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Lewende water was maar 'n uitdrukking wat in daardie tyd gebruik is om eintlik fonteinwater, water wat van nature uit die grond uit opborrel te beskryf. En Jesus sê dus dat daar 'n fontein is, 'n fontein van God se gawes wat hy wil gee. Want Jesus kom hier en hy gebruik die lewende water en ook telkens op ander plekke gebruik hy as 'n beeld van God se geestelike gawes. En as jy sien, hy sê vir die vrou ook twee dinge. Hy sê as hy geweet het wat God gee, dan sou sy hom gevra het. Twee werkwoorde hier, om te weet en om te vra. En hierdie is eintlik van die groot probleme as dit kom by ons geestelike lewe. Ons weet nie wie Jesus is nie, ons weet nie dat ons by hom die geestelike gawes kan kry nie. En daarmee saam, omdat ons dit nie weet nie, vra ons dit ook nie aan hom nie. As ons dan kyk na die hele beeld van water, dan weet ons dat die Bybel eintlik die beeld van water op twee maniere gebruik. Aan die een kant word die beeld van water gebruik om aan te dui ons was daarmee, ons maak ons skoon en ons drink dit natuurlik om dors te les. As ons dit nou 'n bietjie mooier wil stel, water het die betekenis van reiniging en die betekenis van lewensonderhoud. Dit is water nodig om te bly lewe. En dan sien ons dat in hierdie hele gesprek die fokus baie sterk is op hierdie tweede funksie. Van die begin af gaan dit oor Jesus wat dors is. En die vrou dan tipies, net soos Nikodemus vroeër, wat Jesus se woorde wat 'n geestelike betekenis het, fisies interpreteer. En dan verder ook praat oor hoe sal hy vir hulle water gee? Hy dan nie eers 'n skep ding nie, hy vra dan vir haar water en gee asseblief water wat maak dat ons nooit dors is nie. Die hele fokus is op die hele gedagte van fisiese water wat gedrink moet word. En hierdie betekenis probeer Jesus dan aan die vrou verduidelik, is inderwaarheid 'n beeld wat eintlik iets diepers wil sê. Luister hoe Jesus aan die vrou verder hierdie beeld verduidelik. In Johannes 4 vers 13 en 14 sê hy, elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors kry. In ander woorde, dit is nie fisiese water wat maar net 'n tydelike les van dors is, maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die lewe gee. Jesus sê dus, hierdie water les nie net 'n tydelike fisiese dors nie. Dit is 'n ewige dors wat hier geles word. En hierdie water wat Jesus gee, word lewende water eintlik in die wat dit drink. Die lewende water word gedrink, maar dan borrel dit uit die persoon uit wat dit gegee het. Dit word 'n borreling wat met ander woorde daardie persoon laat oorloop van hierdie lewende water en wat uiteindelik vir hom die ewige lewe gee. Hierdie selfde beeld van iemand wat hierdie lewende water drink en dan borrel dit uit hom uit in ewigheid, word op 'n ander plek deur Jesus herhaal. En dit is in Johannes 7
vers 37 tot 39. Daar lees ons op die laaste dag, die groot dag van die Hittefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep: As iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink, maar die een wat in my glo, met hom is dit, soos wat die skrif sê, stromende lewende water sal uit sy binneste vloei. Hiermee het hy na die Gees verwys. Want die mense wat tot geloof in hom kom, sou die Gees ontvang. Die Gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie. Hier sien ons dus, broer en suster, dat die les van dors, die lewende water wat gedrink word en dan die ewige lewe gee, en wat eintlik ook uitborrel uit die een wat dit drink, dit verwys na die Heilige Gees. Dit sê Johannes later in sy evangelie in hoofstuk 7, dis self vir ons. En dan moet ons te sien dat hierdie lewe onderhoudende krag van die Heilige Gees vir ewigheid tot in die ewige lewe die mens se dors les. Jou lewe word onderhou nie net vir nou deur die Heilige Gees nie, maar tot in ewigheid. En dan verder, dit word eintlik 'n stroom, 'n fontein wat voortvloei en wat oorloop en wat uitborrel om 'n verskil in die wêreld te maak vanuit die persoon wat hierdie lewende water uit die hande van die Here ontvang het. So ons sien dus dat hierdie tweede betekenis, die betekenis van water wat dors les en lewe onderhou en dan geestelik tot in ewigheid, dat dit skynbaar die middelpunt is van hierdie waterbeeld, hierdie lewende water wat Jesus sê, hy kan gee. Die kragtige werk van die Heilige Gees van nou af tot in ewigheid. En die mense wat die gawe by hom ontvang. Maar nou kom die vraag by ons op, nou wat nou van die ander deel van die beeld, die reinigingbeeld? En dit is baie interessant dat die beeld van reiniging en onderhouding van lewe eintlik nie teenoor mekaar staan nie. Die Heidelbergse Katekismus op 'n baie mooi manier kombineer hierdie beelde met mekaar. Wanneer daar oor die doop gepraat word in Sondag 26, vraag en antwoord 69 praat oor Christus wat beloof dat ek net so seker met sy bloed en gees van die onreinheid van my siel, dit is van al my sondes gewas is, as wat ek uitwendig met die water gewas is, wat die vuilheid van die liggaam wegneem. En dan vraag 70 vir ons, wat beteken dit om met die bloed en gees van Christus gewas te wees? En die antwoord is dan, om van God vergewing van sonde uit genade te ontvang, terwille van die bloed van Christus, wat hy in sy offer aan die kruis vir ons gestort het. Verder om deur die Heilige Gees vernuwe en as lede van Christus geheilig te wees, sodat ons die sonde hoe langer hoe meer afsterwe en godvreesend en onbesproke lewe. En ek kan sê, broers, is dit dat die werk van die Heilige Gees nie los staan van die reiniging wat Jesus Christus bring. Katekismus gaan so ver om te sê dat die reiniging wat afgebeeld word deur die doop, eintlik reiniging deur die bloed en die gees van Christus is. Natuurlik die bloed van Christus, wat aan die kruis gestort is, dit was ons skoon, dit maak dat ons onskuldig voor God staan. Maar, bo op hierdie reiniging wat Christus deur sy bloed bring, word die reiniging wat die gees bring, gebou. En die gees maak dat ons nou rein kan lewe, dat ons die sonde al hoe meer afsterf, tot vreesende lewe lei, 'n lewe tot eer van God. Die woord in die gees, en Christus se werk in die gees, en die bloed aan die kruis in die gees, kan ons nooit van mekaar losmaak. En daarom sien ons dat hier 'n baie interessante vermenging kom van die twee beelde. Die reiniging van Jesus Christus se bloed word waargemaak in ons lewe deur die werk van die Heilige Gees. En hierdie reinigende werk van die Gees lei daartoe dat ons lewe in stand gehou word deur die voortdurende krag van die Gees wat ons werk
tot in ewigheid. En in die sin moet ons ook Jesus uitspraak en sy saligsprekinge verstaan. Matteus 5 vers 6, hy sê, geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. En dis die onreinheid van die mens, die feit van die sonde, wat die honger en die dors eintlik veroorsaak. Elke mens het hierdie honger en die dors, sodat beter is, 'n nuwe verhouding met God, wat ook lei tot 'n nuwe lewe. En dan sê hy, die wat so honger en dors, hulle honger en dors, word op die ou einde geles deur die reiniging wat Jesus bring aan die kruis. Maar dit word ook waar gemaak deur die kragtige werk van die Gees. Die Gees se werk in hulle wat die volle versadiging bring. En hierdie versadiging is 'n lewe dan tot in ewigheid en 'n kragtige werk van die Gees wat uitborrel na die wêreld toe. Broers en susters, om dus werklik hierdie boodskap saam te vat, moet ons eintlik dan vir onsself die volgende vraag vra. Is ons dors? En dis eintlik nie die verkeerde, of is eintlik die verkeerde vraag nie waar nie. Is ons dors nie? Die groot vraag is, weet jy is dors? En waarvoor is jy dors? Want die feit van die sondige aard van die mens, die feit van die sondeval, die feit van die realiteit van die sonde en die effekte van die sonde in ons lewe, maak dat ons as mense almal per definisie dors is. En ons sien dit, ons sien mense se smagting hier in die wêreld, maar ongelukkig is die smagting na die verkeerde dinge. Die dors is nie 'n dors na wat reg is, 'n dors na 'n verhouding met God, 'n dors na 'n nuwe lewe wat vrygemaak word van die beperkinge van die tydelike nie. Nee, ons kry juis 'n dors na die tydelike. Mense wat allerlei maniere soek om hulle dors te les. En die feit van die saak is dat die vraag, is ons dors ook opgevolg moet word aan die vraag van, weet jy hoe om jou dors te les? As jy die verkeerde rede vir jou dors gaan soek, dan gaan jy ook na die verkeerde plek soek om 'n dors te les. Mense wat nie weet, ons dors kan nie deur Christus alleen gelees word nie. Sulke mense gaan altyd op ander plekke soek. Meer en meer drank, meer en meer geld, meer en meer gewildheid by mense, meer en meer prestasie, meer en meer materiële vooruitgang. En die ou einde kry ons dit dat mense omdat hulle nie weet dat by Jesus Christus die enigste manier is om ons dors te les nie, eintlik net in hulle lewe altyd dors bly. Nooit by die bron van lewende water uitkom. En as ons dan besef, Jesus Christus is die enigste manier om ons dors te les, dan moet ons die volgende besef in ons harte kry, en dit is die besef dat ons moet vra daarvoor. En dit is een van die groot vrae in ons lewe. Leef ons 'n lewe wat vra na Christus, wat vra na die kragtige werk van die Heilige Gees, wat vra na reiniging en na instandhouding van ons lewe tot in ewigheid. Gelowige kan nie anders as om 'n biddende lewe te lewe nie. 'n Lewe op die knie. 'n Lewe wat altyd smeekend is vir die voortdurende werk van die Gees. Dat ons die reiniging wat in Christus vasstaan, al hoe meer besef, al hoe meer omhels. En dat dit regtig word die bepalende deel van my lewe word. Dat dit in die middelpunt van my lewe staan. Dat dit my lewe beheers. En wanneer ons so vra na die werk van die Heilige Gees in ons lewe, dat ons dat deel kry aan Jesus Christus se werk, dan
ons sê, ons is versadig. Ons is versadig deur Christus en deur die Heilige Gees. Ons is versadig nie deur enigiets anders in ons lewe nie. Ons het die ware versadiging ontvang, wat die werklike dors is. Die ware versadiging lê in Christus. Die werklike dors kan net gelees word deur die Heilige Gees. Ons lewe word net so gered van honger en dors, dood, en word net so in gestand gehou tot in ewigheid. Maar dan, dis die laaste ding, as ons hierdie versadiging beleef, dan sê Jesus, ons het oorloop. Die lewende water wat hy gee, maar hy verwys na die werk van die Heilige Gees, word in ons 'n fontein, wat opborrel en wat uitvloei na die wêreld, wat werklik 'n verskil maak in die wêreld. En dit, broer en suster, is baie die groot roeping wat ons het, ook in hierdie tye waarin ons lewe. Nie net op onsself gefokus nie net wil hê my eie behoeftes moet bevredig word. Ek moet voel dat ek gevul is deur die Gees en dat ek God se genade beleef. Nee, ons moet uitgaan, ons moet dit gaan deel juis met ander. Dit is die groot geheim van die kragtige werk van die Gees. Die Gees werk in individue, maar hy werk in individue om op die ou einde in die ganse wêreld 'n verskil te maak. Ja, broer en suster. Jesus sê, kom almal wat dors het, kom vra vir my. As julle weet waar julle dors geles kan word, vra vir my en ek sal vir julle die lewende water gee. En die lewende water sal in julle opborrel tot 'n fontein wat uitvloei en 'n verskil maak in die wêreld daar buite. En elkeen van ons wat weet hoe dors die wêreld daar buite is, ons sal nooit hierdie kragtige borreling deur die Gees in ons vir onsself kan hou. Ons sal die reiniging in Jesus Christus daar buite verkondig. En ons sal besig wees met te bid dat almal kan deelneem in die wonder wat ons uit Jesus Christus se hand ontvang het, deur die krag van die Gees. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Vader, ons dankie dat ons nou uit kan kom in 'n gebed. Ons dankie dat die Gees ook in ons werk terwyl ons bid en dat hoe meer ons bid, hoe meer werk die Gees ook. En ons wil bid, Vader, dat ons dit sal kan beleef hoe die reiniging wat Jesus Christus bring ons 'n nuwe lewe gee en hoe hierdie lewe tot 'n ewigheid deur die Gees in stand gehou word. Maar help ons ook, Vader, om die borreling in ons te voel wat daartoe lei dat ons hierdie lewende water wat uitvloei uit ons uit en ook die dors van die wêreld so les. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, ons het weer 'n geleentheid vir kollekte vir ons diakonale dienswerk. Ons dank julle ook vir die bydraes wat wel aangekom het. Ons vra dat julle ook daarmee sal voortgaan. Na die kollekte sing ons skrifverhouding 8:1 vers 1 en 2, waar die Here ons dan gaan die wêreld instuur en ons dit seën, waarop ons ook gaan antwoord hierdie sing van die Amen. Daarna van ons net 'n bietjie ingeskakel bly, nog weer vir 'n bietjie afkondigings en die katekisasie open. Baie dankie. Amen.
die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met ons elkeen. Amen. Net die volgende paar afkondigingkies, meelewing, Magda Emmenis, sterk tuis aan haar operasie, ons is dankbaar dat het goed gegaan het met haar operasie, nog steeds by haar seun in Mpumalanga en ons bid dat dit verder met haar herstel goed sal gaan. Dan die Betsy Koetsers operasie is weens probleme met haar niere eers uitgestel en dit het toe nou wel bietjie later plaasgevind en ons dink aan haar ook met die herstel. Dan het Rena McDouling haar tweede oogoperasie toe nou gekry, so haar herstel gaan ook goed gaan vorentoe en dan gaan Nico Smit die 10de vir sy operasie aan sy oog, ons dink ook aan hom. Dan het ons die volgende verjaarsdag hierdie week, 9de verjaar Renier van der Walt, so hier aan Antoinette geniet die dag ook saam. Dan die 10de en die Bof, en Linda, ook 'n heerlike dag. Dan Ben Venter ook die 10de. Arney is dan en sy dogter, sy verjaar die 12de en Wilma van Nieuwenhuizen, so ook 'n heerlike dag, ook die 12de. Baie geluk aan almal met hierdie verjaarsdag en ons hoop dat julle werklik 'n geseënde nuwe lewensjaar uit die hand van die Here sal ontvang. Dan net weer 'n herinnering dat julle asseblief sal voortgaan ook saam met die bydraes vir die diakonie, ook met julle gewone kerklike bydraes in die kerkkas, sodat ons die woordbediening steeds kan laat aanhou en standhou en dan hoop ons dat elkeen van julle 'n geseënde week het. Ons vra nog steeds dat julle sal aanhou om lief en leed, enigiets wat ons moet afkondig, ook aan almal deur te gee. Dankie daarvoor, broers en susters. Dan gaan ons nou ook tot die opening van die katekisasie. Net weer eens, ons vra dat die ouers die lesse volg. Vandag is les 13. Veral die laerskoolkinders se ouers gaan aan met die lesse soos in julle boekies wat julle gekry het. Dan met die hoërskoolkinders, dit lyk my daar is nog steeds verwarring. Die Zoom-klasse wat ek gee is net vir die graad 11, net vir die belydennisklas. Ons vra dat ons hoërskoolkinders asseblief die boekie wat hulle het gebruik van vooraf sal aanhou deurwerk en weer eens vra ek as julle nie boekies het nie, kom kry dit net by my. Tref net 'n reëling met my en ek kan vir julle boekies gee. Baie sterk en druk dit weer op die hart dat die ouers is wat die doopbelofte gemaak het. Die groot verantwoordelikheid vir die verbondsopvoeding lê by die ouers en hierdie is 'n wonderlike tyd wat die Here dit ook weer onder ons aandag bring en ons dit laat besef en ons glo en hoop dat elke liewe ouer hierdie verantwoordelikheid sal besef en as daar probleme is, as daar nood is, kontak asseblief die kategeet, kontak my met enige vrae. Ons gaan nou saam sing ons katekisasie te open uit lied 514 vers 1 en 2, lied 514 vers 1 en vers 2 en daarna gaan ons saam bid. Oh
Vader, ons dankie vir hierdie geleentheid om ook ons kinders op te voed in die naam, of in u naam en in die vrese. Ons wil bid vir die kragtige werk van die Gees, dat die Gees ook in ons ouers die fontein sal laat opborrel, die fontein wat ook oorspoel na hulle kinders toe, ook in hierdie groot verantwoordelikheid wat hulle het met hulle verbondsopvoeding. En dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Dankie broers en susters, ons is nou klaar met hierdie geleentheid, hierdie Sondag, en ons bid vir julle elkeen 'n geseënde en voorspoedige week toe. Totsiens. Vader, Seun, Heilige Gees, U sal ons U heerlikheid kan verwoord, die lof besing met 'n aardse stem. Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en Heer, eer ons God as Majesteit, loof hom tot in
verlosser. Magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Here, lewende woord. Die begin en einde, Alpha en Omega, woord is ek wat kom. Hou my wet en woorde, tot jy deur die poorte veilig binnekom. Buite bly die bose staan, sonders wat voor God nie bewe, jy ontvang die lewe. Ek die Heer van Here, koningskind van ere, kom in krag met mag. Ek die ster van sterre, skitter blink voor verre, einde van die nag. En die Gees en bruid roep uit, Jesus Here, kom in ere, kom tog gou o Here. Neem my lewe, laat dit Heer, U gewy, wees meer en meer. Laat my hart geduldig juig, en van dankbaarheid getuig. Neem my hande, maak ons sterk, diensbaar in U goeie werk. Neem my voete, skweel Heer, met bereidheid tot U eer. Neem my stem en laat my sing, aan U hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, hul sal vind wat na U vra. Loof die Heer, hy is goed, loof sy heilige naam. Laat alles in die groot deel al die Here loof. Ek wil die Here loof, loof met my hele hart. Hy gee hulp wat roep, weer nuwe krag. Hy het my sonde vergeef, en hy maak my sy kind.
Lof sing die Here, die ewige, sing tot sy ere. Lof sing die Koning, die Skepper, die Vader, die Here. Loof almal saam, groot is sy heilige naam. Loof hom die Heer van die Here. Lof sing die Here wat kunstig die liggaam berei het. Hy is die sterke wat altyd nog by u gebly het. Wat in gevaar, hoe groot, hoe dreigend, hoe swaar, voor u sy vleuels versprei het. Lof sing die Here, dis hy wat u kroon met sy seën. Hy skenk die